Professor Emerentia Du Plessis, lig op deernisvolle teenwoordigheid. Ons sê ook welkom aan Dominee Janneman van Wyk. Professor Emerentia Du Plessis, sy is daar van die Noordwes Universiteit, maar vandag het ons 'n spesiale gas, Dominee Janneman van Wyk. En ons sê baie dankie dat julle twee met ons saamgesels, en sê ook dankie aan Emerentia dat jy vir Dominee Janneman saam genooi het. Ons weet dat hy daar in Potchefstroom is, en hy gaan self ons vertel, betrokke is in die gemeenskap, en ons wil graag hoor hoe dit gebeur dat jy daar op 'n besondere manier betrokke geraak het. Ja, en daar is ekskuus. Willem, luisteraars, dankie vir die geleentheid om bietjie te kan saam met julle kuier. En dit is maar 'n lang verhaal, want ek was betrokke by 'n gemeente in Potchefstroom vir 'n baie klomp jare. En my hart het my nog altyd by die gemeenskapsprojekte gelê. So ons het 'n klomp projekte geïnisieer en begin in die gemeenskap. En soos die lewe nou loop, kom 'n mens op 'n punt dat jy moet klaarmaak in die gemeente, en toe het ek nou in die aftreefase ingegaan. Wat vir my toe die geleentheid gee om te kies watter een van die projekte ek graag meer by betrokke wil wees. En ek dink die verhaal is 'n lang verhaal in die sin dat ek het die noodraak gesien op verskillende terreine. Ek dink dit is altyd die eerste, jy moet die noodraak sien. En toe ek veral die noodraak sien in terme van die versorging van mense met klere en kos, het dit my aan die hart gegryp. Ons het 'n klomp klere bymekaar gemaak in die gemeente. Maar die hartseer was, ek dink dit is maar by die meeste gemeentes was daar nie regtig plek om hierdie klere in te sit nie. So ons het 'n kamertjie gehad en 'n klomp swart sakke vol klere daar neergesit, en dan vir mense gesê dat hulle klere kan gaan haal by hierdie kamertjie en daar in die swart sakke gaan soek. En dit was nou vir my altyd verskriklik sleg om dit te doen. Ek het so skaam gekry dat ons vir mense sê om klere in sakke te gaan soek. En dit was waar ek begin het. Toe ek oor hierdie ding begin dink, en ek kom by die aftrede tyd in my lewe, toe dink ek, dit sal lekker wees om 'n plek te hê, waar ons mense met waardigheid klere kan laat uitsoek, en waar mense kan gee met vreugde. So dit is die verhaal, 'n lang verhaal in terme van waar dit begin het. So dit was maar een van die projekte waarby ek betrokke was. En ek kan nou daaroor bietjie uitbrei hoe ons toe nou die plek gekry het ensovoorts, maar Willem, ek los vir jou as daar vrae is rondom dit. Janneman, jy is eintlik 'n dominee en jy is nou meer op die praktyk gerig. Dink jy die glo en die doen kom hier mooi by mekaar? Is dit wat jy ervaar? Jy weet, ons glo baie keer dinge en dan, maar ons werk nie so hard nie. Maar ek wil graag hê, Emerentia, jy is nou deel van daai gemeenskap en gemeente. Hoe het jy betrokke geraak? Kom ons hoor net eers by jou. En dan kan jy sommer met Janneman verder gepraat, want eintlik is ek die buitestander hier. Ek wil graag hoor hoe het jy dit beleef en hoe het julle by mekaar gekom? Ja, ons het verlede jaar ingeskakel by die Second Life lewensgroep, en dit was regtig vir my, vir ons hele gesin, elke diens is baie kosbaar en diep, so ons waardeer dit baie, en ek kan dadelik die verband sien tussen wat Janneman nou sê en deernisvolle teenwoordigheid. So dit klink vir my as 'n mens op 'n stadium in jou lewe kom wat jy aftree, en in die Second Life, die tweede deel van jou lewe is, dat jy vry is om te kies waar jy betrokke wil wees. En wat ook belangrik is wat ek hoor wat jy sê, Janneman, is die belangrikheid vir jou dat mense met waardigheid in die gemeenskap behandel word. So dit is vir my alles idees wat
baie nou skakel met deernisvolle teenwoordigheid, dat 'n mens in jou hart, die eerste deel is so mooi, is dat ek kan kies hoe ek betrokke wil wees, en ek wil graag meer daaroor hoor, so wat is jou, wat gebeur in jou hart en jou gedagtes, dat jy voel, ek is nou by hierdie punt van my lewe, en ek kan kies hoe ek wil betrokke wees, want ek dink dit is 'n groot deel van hoe die luisteraars ook kan leer by jou oor, as ek nou in hierdie fase van my lewe is, hoe ek kan kies om dan niet niks te doen. Is ons weer terug op die lig? Ja. Was ek weg gewees? Ja, sorry, ek het miskien die krag afgegaan. Emerentia, en luisteraars, ek wil noem, ek sou graag net nou die storie wil vertel, hoe ons toe uiteindelik by die winkel uitgekom het, maar ek dink, wat 'n mens vir mekaar moet sê, daar is nood buite in die gemeenskap, dit weet ons almal, daar is nood, maar as jy nie betrokke is by enige gemeenskap, ek praat nie van spesifieke, ek sê enige gemeenskap, as jy nie betrokke is nie, en gaan kyk na waar is die nood nie, sal jy in jou huis sit en jy weet van die nood nie. Dis maklik om te sê, daar is nood daar buite, maar ek moet die nood sien, en dit was nog altyd my ervaring, ek gaan soek plekke waar daar nood is. En as ek by die plekke kom, is die vraag altyd, kan ek help in daardie nood? Het ek iets om te bied vir die nood wat ek sien? Of ken ek iemand wat ek weet kan help met hierdie nood? Dit is altyd vir my belangrik. Ek kan nie in die gemakzone van my huis sit en bly. Ek praat nie van iemand wat nie meer kan uitgaan en sovoorts nie, maar wanneer ek nog kan uitgaan, is dit belangrik om te gaan kyk na watter nood sien ek. En dan spreek seker goed vir my aan. En ek sien, hier kan ek help. Hier ken ek mense wat my kan help. Hier is 'n geleentheid. En dit is op enige terrein. Die vraag is altyd, wat het die Here vir jou gegee? Wat is in jou hand? Wat is die skills en die vaardighede wat jy in jou hand het, wat jy kan help mee? En nou, as ek sommer net so in die breë spektrum, daar is mense wat ek ontdek het, wat hou van kos maak, wat ek nou nie doen nie. Maar daar is al mense wat hou van klere, soos ons nou werk, klere uitpak. Ek kan nie glo iemand daarvan hou nie, maar daar's mense wat daarvan hou. Daar's mense wat daarvan hou om betrokke te raak by onderwys. Daar's mense wat betrokke is om kinders te help, as mense wat daarvan hou om met ouer mense te werk. Die vraag is, wat is dit wat in jou hart leef? Want ek het net geleer op die pad, dat as jy iemand wil doen in 'n rigting, ek wil jou gebruik by die ou mense, maar jy het nie hart vir ou mense nie, dan is dit net en jy's weg. Maar as ek jou kan ontdek op die area waar jy vaardighede het, waar jy weet ek iets kan doen, dan hoef ek nie agter jou te staan nie, ek hoef nie te kyk of jy doen wat jy moet doen, jy doen dit in elk geval, want jy's lief om dit te doen. En dis die belangrike ding wat ek geleer het, is dat 'n mens moet mense ontplooi in die areas waar hulle dit geniet. En dan om hulle bloot te stel, uit te neem en sê, kyk hier is die nood, hier is wat gebeur. So dis deel van die verhaal, Emerentia, as ek nou sê, hoe ontdek ek die nood daar buite, is om mense te neem en te laat sien. Ek kan nou ietsie vertel van die winkel self, al as jy nog 'n vraag het. Ja, vertel gerus, dit klink baie inspirerend. Toe ons die nood nou raak sien, soos ek sê, die swart sakke in die kamertjie, en toe ek met 'n besigheidsman gepraat en gesê, jy moet my help, laat ons 'n plek kry waar ons regte vir mense met waardigheid klere kan laat kry. Dit was die eerste fase. Kom ons kry net 'n plek waar ons klere kry. Toe het ons met 'n gemeente gepraat wat nie meer hulle kerksaal verbruik nie. En ek het begin onderhandel met die gemeente. Dit was maar 'n lang pad gewees om hulle te verduidelik wat ons wil doen. En uiteindelik het ons toe die saal, die kerksaal gehuur. En dit ons het omskep in 'n enorme groot winkel.
waarin jy hierdie gevoel kry as jy instap van, joh, dis lekker, dis so lekker om hier te wees, dis lekker om die klere te sien, en die klere hang netjies, en die klere hang mooi, maar daarmee saam met 'n klomp goed gebeur. Ek het mense gekry wat regtig nie meer werk kon kry nie, ook ouer mense, wat nie meer werk kon kry nie, daar's net nie 'n plek waar hulle kan werk nie. En ek het hulle ingebring, en moes maar baie leer en baie geduld hê, maar ek het hulle gehelp om uit te pak, klere uit te pak. Maar die Here het vir ons mense gestuur, wat ek so dankbaar oor is, wie se hart dit is, om klere te versorg, klere uit te hang. En op hierdie stadium het ek 'n hele span van omtrent 13 mense, net in die winkel in Potchefstroom, wat hierdie klere uithang en wat dit netjies maak. Ons was dit, ons laat dit hang vir op 'n manier dat dit vir jou lekker is om daar te koop. En so het 'n klomp mense werk gekry. En die lekkerte vir my van hierdie winkel is, dat mense wat daar inkom, 2 reaksies het. Daar is mense wat hulle goed bring, want ons koop die klere en ons kry klere. Wat klere bring, en vir my sê, dit is so lekker om hierdie ou klere, ou goed wat ons het te bring, en te weet, iemand gaan dit gebruik, maar ek het nie meer kan gebruik nie. So jy kry hierdie groep mense wat sê, dit is my so lekker om hierdie goed te bring. Dan is daar die tweede groep wat sê, dit is so lekker om 'n kledingstuk te koop hier, en uit te stap en te sê, dit was 'n heerlike koopie vir my. Behalwe dat mense afhou om so te sniffel tussen die klere, is daar mense wat regtig die nood het om goeie klere te kry. En dit maak vir my so lekker, as daar mense uitstap en sê, ek het die mooiste klere gekry vir die kleinste bedragie geld. En ek is so dankbaar daaroor. Nog 'n been wat nou daar uitgeloop het, is dat ons nou ook klere gee. Ons gee klere weg. Met ander woorde, as mense daar inkom en hulle het nie geld om iets te koop nie, dan gee ons dit weg. Jy moet dit ook maar net beperk, want dit word misbruik. Maar ons kan gee, en ons het 'n reëling met kerke, as hulle mense het wat swaar kry, kan hulle kom, ons gee hulle die klere gratis, maar dit sal byvoorbeeld net 1 of 2 stelletjies wees. So dit is 'n vreugdevolle geleentheid vir my om te sien wat 'n verskil maak klere in mense se lewens waar hulle dit kan kom kry op so 'n manier, en waar ons net die lekkerte het om te gee. Sjoe, dit klink wonderlik. En uit jou vertelling kom ek agter dat jy eers teenwoordig was met jouself en bewus geword het van dit wat in jou hart is, en ook geluister het na die inspraak van die Here oor wat hy op jou hart lê. So die teenwoordigheid het by jouself begin, en juis jou oor op die grond hou in die gemeenskap, het jou bewus gemaak van, en jou teenwoordig laat wees in die gemeenskap, wat is die nood in die gemeenskap, en dan ook jou teenwoordigheid by mense om jou, het jy raak gesien, wat is hulle sterkpunte, wat is hulle roeping, en hulle so benut, of so genooi om deel te word van dit. En die vrug daarvan is dat daar mense met waardigheid behandel word, dat hulle behoeftes voorsien word, maar dat dan ook mense is wat voel hulle maak 'n verskil. So dit kring uit na ander mense in die gemeenskap, dat dit nie net by een persoon bly nie. En ek dink, ek glo ook, dat die Here dit sien, dat hy die Here oopmaak, omdat jy eers, dit was jou beginpunt gewees. Dis waar, en wat ek dan wil sê, uit hierdie winkel, want dit is lekker vir my om deesdae te sê, Willem en die luisteraars, dat ek is nou 'n winkelbestuurder. Ek was 'n leraar lank terug, nou is ek 'n winkelbestuurder. Maar wat vir my so lekker was, is dat die koneksies met die gemeenskap het gemaak dat uit hierdie winkel het 'n klomp goed begin gebeur. En daaroor eer ek die Here, want ek kan dit nie doen nie, maar die Here het mense gestuur. Ek wil byvoorbeeld een noem, ons het munisipale woonstelle waar mense maar swaar kry net SASSA, en ek het gesprekke voer, en ek het gehoor die nood aan kos, en ek het vir die Here gesê, hierdie kerksaal het 'n kombuis,
maar ek kan nie kook nie, so daar's geen manier dat ek met kos kan sukkel nie. Hy moet asseblief my mense stuur. En ons het in die groep wat ons het op Sondag genoem, dat ons het 'n kombuis en daar's mense met nood, en toe kom 'n klomp vrouens, een het van gesê, die Here het rukkie terug vir haar in 'n droom gesê, sy moet kos maak, sy het net nie geweet waar moet sy kos maak. En hier kom 'n klomp vrouens, wat hulle self in spanne organiseer, en vir 2 dae in die week, is daar nou groepe mense wat uit hierdie kombuis van hierdie kerksaal besig is om kos te maak. Wat ons dan voorsien, die finansies voorsien uit hierdie winkel en die groep wat ons het. En nou word daar weekliks kos gegee by 2 munisipale woonstelle vir ongeveer so 120 mense, wat elke week 'n bord kos kry, waarvan baie van die mense vir ons sê, dis 1 bord kos, waarin hulle die enigste groente kry vir die week. So hulle sien so uit na die Woensdag of Donderdag wat ons kos maak. Maar weer eens, nie net die dankbaarheid en die verskil daar in die gemeenskap nie. Hierdie klomp vroue wat staan en kos maak, het hulle self georganiseer in kuiergroepe, geselsgroepe, deel hulle lewens met mekaar, daar in die kombuis. Ek staan van die kant af en geniet dit om te sien wat gebeur in iets wat die Here daar gesit het. En nou, vanuit hierdie kerksaal se kombuis, loop die kos uit na die gemeenskap en mense geniet dit om te doen. En dit het al verder begin loop, is nie net meer na hierdie woonstelle toe nie, dit het ook nou oorgeloop na van die township toe, die plakkerskamp waar daar nou kos gegee word, wat ons ook help voorsien, want die wonderlike van die winkel is dat die geld wat ons daar kry, is nie vir iemand die behalwe dat die personeel betaal word en die plek gehuur word die geld nou gebruik vir die gemeenskap en kan ons gee en verder gee. En dis so lekker om dit te sien en te beleef en sien wat die Here doen. Ja, maar ek sien dit is 'n proses wat op mekaar volg. Jy weet, die een het gebeur, jou passie was daar. En ek wil met Emerentia eintlik saamstem, want sy praat altyd met ons oor deernisvolle teenwoordigheid, en sy het veel gevra. So, jy was deernisvol teenwoordig, of jy daai deernis gevoel teenoor mense, passie gehad vir iets, begin met 'n winkel, na die afgetree is, maar lyk my, jy het nou nie heeltemal afgetree nie, want jy werk nou weer, en nou is jy 'n winkelbestuurder, maar, so dit het 'n konkrete houvas op jou, in die sin van dat jy passievol is, dat jy deernisvol voel oor mense, en hulle omstandighede, en hulle waardigheid, en hulle met respek wil behandel. En dit kring deur, en dit slaan deur, is dit deel van jou menswees van lankal af? Willem, luisteraars, ja, dis maar hoe mense om mekaar gesit is. Ek was maar nog altyd in die gemeenskap betrokke. Ek hou daarvan om net te sien en te beleef en dan 'n verskil te maak. Nou, Willem, jy weet, as mense op hierdie stadium kom in die begin van jou lewe, wil jy vreeslik graag die wêreld verander. En dan later begin jou kringetjie kleiner word, want jy sê, weet wat, as ek nog net hierdie kan verander. So ek is nou daar, maar ek sê, as ek net vir 'n paar mense 'n verskil kan maak, deur klere, deur kos, deur gesprek, deur wat ook al, is dit vir my genoeg. So dit is so lekker om dit te sien, maar die ander ding wat vir my belangrik is, omdat ek weet dat ek nie al die gawes het nie, en ek het nie al die vermoëns nie, is dit vir my belangrik om altyd mense saam te vat. Dis my belangrik om te sê, kom ons gaan doen dinge, want alleen het jy nie genoeg gawes om dit te doen nie. So, en omdat die nood so groot is daar buite, het ek meer skills en meer gawes nodig om die werk te doen. En die wonderlike vir my is, veral wat nou Emerentia praat van die mense wat bietjie ouer is, hulle het tyd. Hulle het regtig tyd. Baie van hulle sal vir jou kom sê, ek weet nie regtig wat om met my tyd te doen nie, en net een so geleentheid per week, ek kan daaroor nog lank met julle praat, mense wat net vir een keer 'n week 'n draai kom maak en sê, kan ek vir die week hiermee help?
Maak dat daai dag vir hulle uitstaan in die week. As die dag wat hulle gaan kom en kom help. Dit maak die week vir hulle korter. Ek het mense wat kom help, sonder betaling kom help om klere uit te sorteer, want hulle sê, ek kan nie heel dag by die huis sit nie, dis my so lekker om net iets te kom doen. Ons sien so uit na hierdie dag wat ons kom. En dan word dit vir hulle soos 'n familie waarby hulle betrokke is, word 'n klein gemeenskap omdat hulle kom help. So ja, ek dink ons ouer mense, die tweede fase lewe mense het baie keer tyd. En dit is so goed om hulle te gebruik en sê kom ons gaan doen iets. En die gewilligheid wat dan daar is. Daarom is dit maar altyd 'n uitdaging om mense saam met jou te neem. En te sê, kom ons, maar weer eens op die vlak van, bring jou skill, bring dit waarvan jy hou. Ek hoor nie meer in jou so stil, maar ek het, jy weet Janneman, ek het hierdie bekendstelling van jou gehoor, nie as iemand wat 'n winkel bedryf nie, maar as iemand wat dienste op 'n Sondag. So miskien moet jy net vir ons die oorgang of die betrokkenheid, die oorgang na die twee in die skakeling tussen die twee net verduidelik. En wat ek sal dit graag doen, ek het, nadat ek nou klaar gemaak en dan is jou gedagtes nou nie meer om 'n gemeente te betrokke wees by gemeente nie, ek is afgetree. En wat toe nou maar gebeur het, is dat die tweede fase mense, wat nou 'n lang pad saam met my kom, het toe vir my gevra of ons nie net by mekaar kan kom nie, omdat ons al 'n lang verhouding het met mekaar. En dit het toe uitgeloop op 'n gesprek om te sê, maar kom ons hou net 'n diens op 'n Sondag. Ek wil nie weer 'n formele gemeente begin nie, want dit het sy eie dinamika, wat ek nou nie meer regtig krag voor het nie, maar die mense het 'n behoefte gehad om saam te kom. En toe noem ek dit nou in die lig van die Second Life Goods, wat die winkel se naam is, toe noem ons dit Second Life Lewensgroep. So ons het 'n groep begin, wat ook in hulle Second Life is. Nou, ek dink jy sal na Emerentia kyk en sê, sy is in haar Second Life nie, maar ook mense soos sy en jongeres het bygekom, en dit het 'n groep geword, wat ons nou Sondag by mekaar kom, en net eenvoudig die woord deel met mekaar. So dit het teruggegaan daarna toe, maar dit het gekom vanuit die winkel, dis hoekom ek ook nou noem, die Second Life, want dit is mense in die tweede fase, en dit is die lekker groep wat ek nou hierdie goed mee kon deel, en wat toe dadelik gesê het, ons het tyd, en ons wil dit graag gee. En daarom sê ek, dit is 'n heerlike groep om mee te werk, want hulle het tyd en hulle is beskikbaar vir sulke projekte. En ek glo, daar gaan nog goeders kom, ek is maar altyd met my oor op die grond, dat nog sulke goed sal gebeur. So dis nou maar waar het begin het, en dis kom ek reeds selfs 'n bietjie mens wil graag praat van 'n gemeente, maar ek wil nie op hierdie stadium weer die normale prosedure deurgaan om 'n gemeente te begin nie, maar dit is 'n geleentheid met 'n lewensgroep, ons deel die lewe met mekaar, ons deel die woord met mekaar, ons deel baie tyd om saam koffie te drink en te kuier, en ons deel tyd om te kyk watter projekte kan ons by betrokke raak, en dit is wonderlik hoe hierdie ouens al en meer, soos wat hulle gawes ontdek, betrokke raak in die gemeenskap. So dis die verhaal van die lewensgroep. En Emerentia, ek wil graag hê met inkom daaroor, want dit is jou belewenisveld, dat hierdie betrokkenheid deernisvol is en hands-on. Goeie wat is die goeie Afrikaans? Op die oppervlak betrokke is met mense en met omstandighede, nie waar nie? Ja, ek dink ons kan almal so baie leer by Janneman en sy span, dat ons regtig, dit begin klink vir my by 'n behoefte in 'n mens se hart om deernisvol teenwoordig te wees. En as dit dan in lyn is met wat die Here ook vir 'n mens raak sien en wil hê, dan groei dit. En
as ons dan mekaar ook met deernisvolle teenwoordigheid behandel, dan motiveer dit die persoon langs my en hulle voel waardig en hulle voel ook gereed om dan verder deernisvol teenwoordig te wees by ander of by 'n groep so dis 'n wonderlike sirkel-effek wat dit begin as een persoon net begin deernisvol teenwoordig wees, dan kring dit uit na mense om ons. So ek vind dit baie inspirerend en ek hoop die luisteraars kan dit ook dan sien in hulle eie lewens en hulle eie gemeenskappe, dat daar sulke projekte is en dat elkeen betrokke kan wees. Maak nie saak in watter fase van jou lewe jy is nie, daar is gawes en sterkpunte wat jy het, wat jy kan gee, as 'n mens dan net begin by die idee van wat is vir my belangrik, soos die vrou wat 'n droom gehad het, en dat sy uitgekyk het vir geleenthede, dit is waar ek kan gaan kos maak. So as 'n mens begin by wat is vir my belangrik, wat se nood sien ek raak, wat se bydrae kan ek lewer, dan gaan daai, en 'n mens vat 'n eerste stap, dan kan dit uitkring na 'n deernisvolle teenwoordigheid in die gemeenskap. En ja, ek dink elkeen in elke fase van ons lewens kan 'n bydrae lewer. So daar's nooit 'n fase wat ons dink, ek kan nou niks meer doen nie. Daar's altyd iets om te doen. Hierdie naam, ek wil net sê, ekskuus Janeman, hierdie naam Second Life het my natuurlik ook ek het eintlik aan 'n betekenis dan geheg toe ek dit hoor. Ek het gedink is die lewe na bekering. En nou hoor ek dit is soos die klere 'n tweede kans kry, soos die mense 'n tweede kans kry, en soos jy in jou ouderdom 'n tweede kans kry, is dit eintlik, ja, dit is ook jou tweede lewe. Jy weet, as jy dan tot bekering kom, is dit vat half hande hierdie naam met mekaar. Ja, verseker. Jy kan 'n klomp goed daarin lees wat vir my wat ek nie al aanvanklik aan gedink het nie, maar wat daar uitgekom het, dat dit is op daardie vlakke is 'n tweede lewe. En ek sou ook graag vir die luisteraars wou uitdaag, soos Emerentia sê, is om te sê, ek is in hierdie tweede fase van my lewe en die Here het vir my gesorg. Ek is miskien op 'n plek waar ek het om te gee, watter gawes ek ook al het. Maar dit help nie, jy sit en wag in jou huis. Ek het altyd die ding om te sê, weet, ek sit in my gemakstoel en ek wag nou dat die Here vir my sê. My ervaring is, gaan uit, gaan praat, gaan sien. En dan as die Here met jou praat, gaan na iemand toe wat sê, wat weet, die ou het invloed in die gemeenskap, of miskien is dit die predikant van die gemeente, net om te sê, die Here het iets op my hart gelê. Gewoonlik is die predikante of die pastoor is so opgewonde, as iemand net kom met 'n plan, en nie net te wag dat iemand jou kom roep nie. En ek dink Emerentia het gesê, trap uit, stap vorentoe, en sê die Here het iets vir my gegee. Ek wil kyk wat ek daarmee kan maak. En om dan net te kyk wat die Here doen, wanneer jy gehoorsaam is. So in jou gemakstoel gaan jy nie hoor nie, jy gaan ook die krag kry om iets te gaan doen as jy in jou gemakstoel sit. My belewenis is dat sodra jy uitstap en jy gaan deel jou visie, en jy deel jou droom en jy deel iets wat jy kry, dan is dit asof mense wil inkoop, en dan kry ek die krag om dit te begin doen. En die Here gee die krag wanneer ek gehoorsaam is. So ek is altyd opgewonde oor mense wat na my toe kom en sê, weet jy wat, ek voel iets in my hart oor 'n sekere ding. En dis waar ek sê, dan begin ek dadelik soek en sê, waar kan ons mekaar help om 'n plek te kry waar jy kan bedien en betrokke wees. Die geleentheid is legio. Jy kan nie vir my sê, jy sien die nood raak nie, ek weet nie waar's nou die nood lê daar buite, maar ons kan nie in almal se nood voorsien nie. So wat is die area waar jy 'n verskil kan maak, waar jy, alles het hoe. Nou, dit klink nou miskien vir iemand wat luister, maar hulle het 'n winkel begin, en hulle het 'n lewensgroep begin, en hulle gee kos vir soveel mense, maar dis nie waar jy begin. Dis nie waar ons begin nie. Ons begin altyd op die klein vlak van gehoorsaamheid. So as die Here op jou hart lê om net te hoor of jou bure kos het,
En of die mense oor die straat, of ergens iemand sê, gaan hoor net of hulle kos het, gaan vra net of hulle versorg is. Dis die eerste tree van die gehoorsaamheid. En die Here wil nie hê ons moet almal hierdie enorme groot goed doen, hy wil hê jy moet in die klein dinge gehoorsaam wees. En dis wanneer jy in die klein goed gehoorsaam is, dat die Here sien, en jy ontdek, hoekom brand hierdie ding in my hart? Hoekom brand hierdie begeerte om iemand te versorg, iemand kos te gee, iemand klere te gee, iemand geestelik te bedien, ouer mense te gaan kuier, met kinders betrokke, waar kom dit vandaan? En dan kan ons teruggaan. Dis hoekom ek eer die Here altyd, vir wat hy in mense se lewens doen. En ons loop almal met iets, want dis hoe die Here dit uitdeel. Hy het nie vir een ou alles gegee nie. Maar as jy daardie iets in jou lewe kan ontdek, en partykeer ontdek ons dit eers in die tweede helfte van ons lewe, partykeer is jy al gevorder in ouderdom, en dan kom iemand te sê, weet jy, ek het nou gesien, die Here kan my gebruik op 'n area in my lewe, en ek dink dit is belangrik, dat ons daardie sal aangryp, en sê nou maar goed, as ek, in die terme wat julle gebruik, deernisvol, kan uitreik na iemand, en 'n verskil maak in een ou se lewe, kan ek dit doen in 2 mense se lewe, kan ek dit doen in 'n groter groep se lewe, en dan begin ons dit hande vat, en ek dink dis die geheim, ek kan nie alles alleen doen nie, maar daar's mense wat dieselfde ding het wat in hulle harte brand, as in my hart, en ons moet mekaar kry, en mekaar vind, en begin doen. Ek wil hoor by jou, Janeman, as jy nou so aksie begin, in die kerksaal, in die gemeenskap, en ek neem aan jy is bekend daar, want jy het daar gewerk as 'n predikant, en begin dienst hou. Wat was jou grootste uitdagings? Wat se oppositie het jy gekry? Wat se teenstand het jy gekry? Willem, dit is natuurlik daar, want as jy iets doen wat die Here vir jou opdrag gee, gaan daar teestand wees. Ek dink een van die goed wat ek geleer het, maar dit het dank al geleer, in die gemeenskap. Wanneer jy as 'n gemeente, en nou kan ek met ouens in 'n gemeente praat, as jy in 'n gemeente is, in 'n sekere kerkdenominasie, en jy doen so 'n gemeenskapsprojek, moet jy baie mooi versigtig daaroor wees, om dit onder jou naam te doen. Is lekker om te sê, ons gemeente het hierdie projek, maar die ding wat maar net in ons mense se harte leef, is dat ek wil nie graag ander ouens se kerke help nie, en dis hartseer, nee, dit is maar waaroor dit gaan, maar ons moet die realiteit in die hart kyk. As ek in hierdie denominasies, en ek weet daai ouens het daai ding, en is hulle winkel, dan sê ek nie, ek vat nie my goed vir hulle nie. So dit was 'n ding wat ek lang terug geleer het, moenie sulke projekte onder 'n gemeente gooi nie, gooi dit onder 'n gemeenskapsding, want dan maak jy die deure oop. Ons het 'n hawelose plek begin, dan jare terug hierso, en ek het die hele tyd beklei om dit weg te hou van gemeentes af, want op daai manier kan jy die ander gemeentes betrek, en dis wat gebeur het, ons het hom sy eie naam gegee, en die gemeenskap het betrokke geraak, tot so mate dat ek later onttrek het, want dit was wonderlik om dit te sien. Nou die winkel is presies dieselfde, as ek dit onder 'n gemeente of 'n geestelike groep gedoen het, dan was dit net daai groep wat my sou ondersteun het. So ek het hierdie hele winkel gedagte onder die sakekamer ingetrek, en vir die sakekamer gevra om vir my pa te staan, en ek het 'n ouditeur gevra om vir my te kyk, dat die geldsake regloop, en nou is dit 'n gemeenskapsprojek. So ek dink dis een van die belangrike goed wat jy moet doen, is moenie probeer dit onder jou naam gehou nie, moet dit nie hou, of dit koppel aan 'n sekere groep, of 'n kerkdenominasie nie, jy beperk jouself, gooi dit so oop as wat jy kan, en kry die gemeenskap betrokke, dan is dit maklik. So dit is maar deel van die jy sê, die moeilikhede wat jy kry, maar ook kry maar mense wat jou kom aanvat en aanval op sekere areas, maar weet jy wat, ons moet daarmee ook vrede maak, dat almal nie altyd gaan hande klap oor die projek waar jy mee besig is nie. Ons moet daarmee vrede maak, en net onthou, dit is die Here se saak. Ek wil sê, maar hy sê nou my naam, maar ek wil nie as my naam genoem hê nie, hierdie goed mag nie aan my gekoppel wees nie. Dis 'n gemeenskapsding. Iemand moet dit normaalweg maar bietjie dryf en in die gang sit. Maar as die ding hardloop, môre, as ek nie meer hier is nie, vertrou ek dat die projek net sal aangaan.
want dit is 'n gemeenskapsprojek en iemand anders moet hom vat en aangaan. En dit is die lekker van hierdie goed, as jy nie oor jou gooi en dit wat jy bereik het nie, want dit gaan nie regtig oor my nie, gaan oor die Here wat 'n ding doen in die gemeenskap en dit is so lekker. En Marensa? Jy is stil daar aan die kant. Ek luister so lekker, dit maak alles so sin en ek dink dit is baie handige wenke vir iemand wat belangstel om so iets by betrokke te wees of te begin. So ek dink dit is waardevolle wyshede, baie dankie daarvoor en ek glo dit inspireer die luisteraars, almal van julle wat luister, dat julle iewerster 'n nood raak sien of jouself uitleef op 'n manier wat net jy kan. Elkeen van ons het unieke sterkpunte. En dat ons ook die balans hou van, dis nie altyd maanskyn en rose nie, daar kan dalk dubbeltjies in die pad ook wees, maar dat ons dan vasbyt en voortgaan, want ons glo, ons het iets om te gee en ons kan 'n verskil maak. Hoe voel jy daaroor, Emerentia, dat jy as 'n bietjie, hoe sê Janeman, 'n bietjie jonger as jy pas byna nie in by die Second Life nie, so baie geluk daarvoor en hou dit so. En ek weet natuurlik, daar's nog jonger mense en jou kinders skakel daarby in. Wat doen julle, of gaan julle maar net na die boodskappe luister, of voel julle betrokke op 'n ander manier by die gemeenskap? Ek dink vir my is die boodskappe elke Sondag baie kosbaar, daar's 'n groepsgevoel wat baie kosbaar is. So dit is baie opbouend om in te skakel by so 'n groep. En ek dink ook, miskien is ek dan 'n junior Second Lifer wat leer en waarde kry uit die voorbeeld wat ons raak sien en dat ons dan ook later meer betrokke raak of ook so betrokke raak in die gemeenskap. Dit is regtig 'n inspirasie om te sien dat en 'n lewensles om te leer dat as ons eendag aftree, dat ons ook nog steeds kan betrokke wees. Ons hoef nie te dink dat ons dan nutteloos is nie. Maar maak dit jou bewus van die gemeenskap se nood as jy na die groep toe gaan en maak jou bewus en ook op jou deernetvolle teenwoordigheid meer gretig om betrokke te raak, om iets te doen, om uit te reik, nie net omdat jy Christen is nie, maar ook omdat jy 'n passie het vir mense. Verseker, ja, ons het al 'n keer of wat by die winkel 'n draai gaan maak en self daar rond gesniffel. Dis regtig 'n gevoel van waardigheid wat 'n mens kry daar is, dat dit oop is vir enige iemand in die gemeenskap. Dit skep 'n geleentheid vir die mense wat daar werk en vir die mense wat daarheen kom om daar klere te koop. En as ek dink aan my eie betrokkenheid in die gemeenskap, kan ek soveel lesse leer uit dit wat Janeman en sy span dan vertel, is dat 'n mens kan klein begin en weet daar is struikelblokke en weet daar is, as jy in lyn beweeg met dit wat vir jou belangrik is en dit wat jou passie is, dan is dit regtig asof daar deure oopgaan en dat die Here saam met mens 'n pad stap. So dis weer eens net vir my, as ek dink aan elke luisteraar wat nou luister, dat ons kan luister met 'n oop gemoed en bewus word, deernisvol teenwoordig wees met onsself en dink, wat is vir my 'n passie? Wat maak my bly? Wat bring vir my vreugde? En om daardie paadjie dan te stap in die gemeenskap en te sê, goed, hierdie bring vir my vreugde om sommer by die kafee op die hoek net mense te groet as ek soontoe daar gaan. En dit beteken dan weer vir die volgende persoon ongelooflik baie en dit kring uit na die volgende persoon. So ons het almal nog steeds 'n bydrae as ons net eintlik vir 'n oomblik stil staan en deernisvol teenwoordig is in die oomblik met onsself. Dit kring uit na die res van ons. Willem, ek wil net hier inkom om te sê, dis nog altyd vir my belangrik, al die jare wat ek in die bediening was, dat jy moet besef dat die plek waar die Here jou geplaas het, is jou bedieningsveld. Jy hoef nie iets by die gemeente te kom doen of in van die projekte noodwendig waar ons betrokke is nie. En dis ook, ek moet dadelik sê, Emerentia is so betrokke by haar wêreld
en by die mense by waar sy is, deernisvol. Ek meen, ons sien dit mos nou. En dan sy betrokke by 'n radiostasie wat ek nou nie eens geweet het nie, wat ek nou leer ken het. So, ek dink daar's baie mense wat nie noodwendig by die projekte betrokke is waar ons by betrokke is nie, maar wat hulle eie projekte hardloop, en ek daaroor eer ek die Here, want dan weet ek, dis nie net hierdie paar goedjies wat ons doen nie, ons mensies is betrokke oral. Hulle is oral op plekke, hulle is oral, die belangrijk is dat ons sal leer, wat is deernisvolle teenwoordigheid. Dit is waarom ons hier rondom die woord sit. As die Here ons uitstuur, stuur hy ons na alle plekke. Hy stuur ons na ons plaas toe, na ons kantore toe, hy stuur ons na watter plek ook al, om juist dit te doen. En daarom is dit is altyd lekker om te weet, daar is projekte waarby ek kan inskakel, maar vir elkeen van ons is daar ook 'n projek wat die Here op ons hart gegee het, en vir haar is dit nou haar werk, en vir ander jong mense is dit in die skool, en is hulle sportspan, en dis die plekke waar hulle hierdie verskil moet maak, en ek dink dis wat ek baie keer in die groep ook sal sê, is dat die Here het jou geplaas, doen wat jy weet jy moet doen in die plek waar jy is. En ek wil selfs noem, as daar iemand is wat in 'n aftreeoord sit en wat nie meer gesondheid het nie, wat nie meer kan loop nie, dan is dit nog steeds 'n plek waar die Here jou kan gebruik, al is dit met 'n sagte woord, of 'n vriendelike woord, of 'n vriendelike groet vir een van die werkers daar. Die Here het nooit 'n punt waar hy sê, nee, wat jy's nou verby, ek kan jou nie meer gebruik. Hy gebruik ons oral. En dis die lekkerte, dat jy op watter stadium van jou lewe, watter ouderdom jy is jy nog altyd tot sy beskikking om in hierdie wêreld 'n verskil te maak. Hoe groot of klein, dit maak nie saak. Kom ons begin saamvat, en ek wil eers vra, jy het nou hier tot hier gekom met jou ondervinding en alles, wat vorentoe? Het jy nog 'n visie vorentoe, of sê jy nou ook nog maar, weet, jy is nou oud of jy is nou afgetree, en dis nou maar, gaan maar so ver het gaan, of het jy 'n spesifieke visie en 'n vooruitbeskouing wat die Here vir jou op jou hart gelê het om te sê, jy moet daarna toe werk of streef. Ek weet ons gaan nooit klaar kry met ons werk op hierdie aarde nie. Ek glimlag nou, want ja, gaan dit ooit ophou? Ek dink nie so nie. Wat my lekker is, dat die winkel het al self al begin uitbrei. Ons het al reeds in Parys se tak, in Vredefort, in Viljoenskroon takke, wat begin hardloop oral. Daar is mense wat reeds werk. So ek het daar mense in diens geneem wat nou daar aangaan met die projek, en hulle hardloop al. En as ek nou hierso sê, ek het reeds, ons het nog munisipale woonstelle, is daar nog meer mense wat na my toe kom en sê, hulle wil asseblief help kos maak, kan ons nog by ander woonstelle gaan begin om vir hulle ook te gee, komplekse gaan gee. Maar weet jy, Willem en luisteraars, die Here gee vir jou soveel goed wat jy raak sien, maar ek weet ook net, ek is baie keer te haastig, so die Here moet baie keer vir my stop en sê, wag nou net 'n bietjie, jy het nog nie die mense nie, so jy kan nie sulke goed aanpak as jy nie mense het nie, en dan wag ek vir die Here om mense te gee. So hier is enorm baie projekte, en ek vertrou dat die Here my nog lang kans gaan gee om nog meer goed. Het gaan nie oor my nie, gaan oor wat hy wil doen, en as ek net baie keer die vonkie kan wees om iemand anders in die gang te sit, sal dit vir my verskriklik lekker wees. So om jou te antwoord, nee, dis nog nie die einde nie. Tot die Here my kom haal, glo ek en hoop ek sal kan aangaan en om mense te organiseer om te doen wat die Here vir hulle op hulle harte gee en hulle daarmee te help. En Maritja, dink jy hierdie is 'n volhoubare proses, wat sê nou maar Janneman is nou nie meer lus, of hy trek weg, of hy kom nie oor, laat dit kan aangaan? Nee, verseker, ek sien en almal wat betrokke is 'n regtige toegewydheid alreeds. So dit is nie net een persoon se projek nie. Daar's 'n toegewydheid in elkeen wat betrokke is. So verseker sien ek dat dit volhoubaar is, ja. So dit is 'n gemeenskapsprojek vanuit die gemeenskap, en dit hang nie net
en Janeman het dit 'n paar keer gesê, dit moenie om net 'n gemeente of 'n geloofsgemeenskap gaan nie. Dit moenie oor hom gaan nie, hy wil amper nie sy naam gekoppel hê aan dit nie. Dit moet 'n gemeenskapsprojek wees. Dink jy dis die regte manier om te kyk na so iets? Ja, beslis. Ek dink dat dit is te veel vir een persoon om al die verantwoordelikheid te dra. So baie beslis dink ek dit is baie goeie manier is om 'n span te motiveer en betrokke te kry en dat hulle eintlik dan ook begin om die leiding te neem in takke waarin hulle belangstel en wat vir hulle belangrik is. So ek dink dit is 'n kuns Janeman om so elkeen se sterktes te ontdek en geleenthede te skep dat hulle dan daarmee hardloop. Nee, verseker en dit is die lekkerte om te sien dat mense dit vat en dat hulle die verantwoording. So ek kan met graagte sê dat as ek môre wegval, hierdie klomp mense wat daar werk sal net aangaan. En ek dink nie eens hulle sal my mis nie, hulle sal so in die werk en dit sal net gebeur. En dit is eintlik waar dit moet kom, dat as jy môre nie met daar is nie, is daar 'n klomp ander mense wat sê hierdie projek kan nie val nie. Ons moet aanhou hiermee. En of dit kos gee is en of dit klere is en of is dit uitreik op watter vlak ook al, dat dit moet gebeur. En daarom is dit belangrik om mense in te kry wie se hart daar lê. Goed, ek wil heel wat saamvat, ek gaan eers vir Emerentia vra en dan Janeman kan maar sommer aansluit daarby. Julle het hierdie gemeenskap projek begin met 'n klerewinkel en toe kos en toe, ek weet nou nie wat die volgorde presies is nie, en toe met 'n geloofsgemeenskap waar julle die woord verkondig. Wat een is die belangrikste? Die winkel, die kos of klere of die geestelike aspek? Hoe klassifiseer jy dit? Emerentia, en nou wil ek jy met sommer ten slotte vir Janeman iets vra of sê as jy wil. Maar dan wil ek ook daarom sê vir die luisteraars, die radiostasie wat Janeman sê Emerentia by betrokke is natuurlik Maluti FM 97.1 en die program se naam is Lig op Lig. Nou ja, vandag het ons 'n besondere geleentheid want ons praat met professor Emerentia Du Plessis wat julle gereeld ken, wat met ons gereeld praat, moet ek julle sê, op deernisvolle teenwoordigheid, maar ook dan dominee Janeman van Wyk, en hy praat met ons oor sy hele gemeenskapsprojek daar in Potchefstroom. So, Emerentia, jou beurt om jou sê te sê oor wat is die belangrikste en hoe sien jy die fasette van geloof, gemeenskap teenoor dit wat ons fisies uitdeel. En dan sommer, as jy 'n vraag wil vra, opmerking wil maak vir Janeman asseblief. Ja, vir my is die belangrikste die mense. So, en ek dink nie daar's 'n onderskeid tussen kerk en gemeenskap of geloof en gemeenskap nie, dit is alles vloei in een. So waar ook al daar mense beweeg, is hierdie heelheid daar en ons kan as 'n heel mens betrokke wees. So weer sê ek, dit begin by deernisvolle teenwoordigheid tussen my en die Here om te weet wat is belangrik, wat is my passie, hoe wil ek gehoorsaam wees, en dit kring uit na alle fasette van my lewe, en daar's nie meer of minder belangrik nie, so ons is wie ons is in alle dele van ons lewe. En Janeman, dan wil ek vir jou dankie sê dat jy hierdie heel mens van jouself uitleef en dat jy deernisvol teenwoordig is in die gemeenskap en alle sterkte daarmee. Dis 'n inspirasie om na jou te luister. Dankie Emerentia. Willem, dis 'n voorreg. Ek wil net vra, jy het my gevra watter ene. Ek kan nie vir jou sê watter een nie. Almal is nodig. Emerentia het mooi gesê, die een vloei in die ander een in. Ek kan nie met mense werk as hulle nie hulle harte vir die Here gegee het en hierdie passie dra en ons kan nie gaan kos gee as daar nie liefde in die harte is nie, en ons kan nie klere uitdeel as daar nie liefde is nie, en ons gaan
tap weer die liefde, weet ons Sondag by die woord, en al die projekte wat uitloop moet deel wees van die hele deernisvolle lewe vir ons. So ja, ek sou nie een belangriker as die ander nie, ek dink hulle is almal belangrik, maar dit is net lekker om hierdie heelheid te beleef, hierdie vol kring wat hy loop, om te sê ek is deel daarvan, van wat die Here doen in my lewe. So baie dankie, dit was lekker om saam met julle kuier, en luisteraars, mag die Here vir julle ook seën in julle ontdekking van die hele gawes en wat die Here wil doen deur jou. Nou ja, so kom ons aan die einde van ons gesprek. Baie dankie Emerentia, en dankie ook aan Dominee Janneman van Wyk. Tot ons volgende keer saam weer gesels, luisteraars. Dit is heerlik om so te hoor van suksesvolle projekte in die gemeenskap. Kom ons moedig elkeen aan wat luister om ook dalk 'n oop oog te hê en te kyk waar kan julle op 'n manier, nie noodwendig so nie, op jou eie unieke manier, soos die Here vir jou lê, op die hart lê, betrokke te raak by die gemeenskap. Nou ja, tot die volgende keer. Baie dankie.